Gaan ek nou sê, goeiemôre, goeiemôre, good morning, maar kom ons stiek maar by goeiemôre, good morning. Baie dankie Pieter, ek dog jy gaan vir ons dit sing. Nee, ek sal met 'n liedjie uitgaan vandag saam met een van ons gaste. Nou, maar dit klink vir my goed. Ja, net Goed, dit is vandag Wêreldkankerdag en daarom skep ons bewusmaking, maar later 'n bietjie meer daaroor, net voordat ons uitkom by dit waarna ons vandag kan uitsien. Gister het ons gesels oor Wêreldvoorleesdag, wat ook vandag gevier word. En Pieter het dit goed gedink om ons te vermaak met sy nabootsing van Benny Boekverm. So ek het gedink ek kan vir ons so ietsie sê. Jy's 'n stoute. Okay, gaan ons. Ja. Nou gee ek my ouderdom weg. Miskien moet jy dit Maatjies, vandag gaan ons 'n heerlike storie hê. Ja, ons gaan gesels. Is dit vir jou lekker? Ja, Môre, ek dink jy moet vir ons maatjies. sê waarna ons kan uitsien. Laat Benny Boekverm vir ons vertel. My stem man, my stem kry swaar. Maar nou ja, goeiemôre. Ons gesels binnenshuise plante. Kuier saam met die afrigter van die Eastern Cape Sunrisers cricket span. Loer in by nuwe onkologie sentrum in Namakoland, vind bietjie meer uit oor 'n splinternuwe program op Via wat jou siening gaan verander en die sanger Venter kom deel musiek. Daar sê, so wie kan ek jou challenge om te wees? Liewe heksie of so? Nee, daar is iemand in die bedryf wat ek moet nogal sê, ek kan haar nogal naboots, maar ons laat dit daar. Jy sien. Ek dink ons laat daai vir jou. Jy moet ons vermaak. Nee, jy kan maar 'n bietjie, maar kry maar die confidence. Ek sal vir jou later, Goed. ek sê jou, ek sal onthou oor daai netjie. Ja, kyk of jy dit kan uitpleis. Gaaf. Goed, so dink jouself 'n land of 'n eiland sonder enige honde in. Dink jy dit sou vir jou sin maak? Vir my sou dit net nie sin maak nie. Nee, dit sal ook vir my bietjie vreemd wees. Ja. Nee, regtig. Selfs katte, dit is vir my nog erger. Nee, ek wil nie eintlik vergelyk nie. Maar Kerseiland se laaste hond laat die eiland se hart te smelt en ek gaan nou vir jou vertel waarom. Op die afgeleë eiland meer as 1500 km noord van Wes-Australië wandel die laaste hond van die eiland, Shiloh, elke dag deur die strate en bring vreugde aan die gemeenskap. Nou Shiloh is 'n 5-jarige Labrador wat oorspronklik as 'n hulphond op die eiland ingespan is. Honde is oor die algemeen verbode op Kerseiland om sy unieke, brose en bedreigde inheemse wildlewe te beskerm. As 'n geïsoleerde ekostelsel met spesies wat nêrens anders voorkom nie, soos gespesialiseerde voëls en reptiele, poog die eiland om die bekendstelling van nuwe siektes of bedreigings te voorkom. Nou Shiloh is as gevolg van hoë kostes en streng kwarantynemaatreëls agtergelaat toe haar eienaar na die vasteland teruggekeer het en daarom 'n Shiloh het daarom 'n gemeenskapshond geword. Elke oggend roep skoolkinders haar vanuit hulle motors en by die senior burger sentrum bring sy glimlagte en geselskap vir die ouer inwoners. Eilandbewoners neem Shiloh op staptogte en gee haar die liefde en aandag wat hulle van hulle eie honde mis. Shiloh sal waarskynlik die laaste hond ooit op Kerseiland wees, maar sy bly 'n simbool van vreugde en emosionele ondersteuning vir almal wat haar ontmoet. Dis vir my so 'n hartseer storie, maar ek meen dit is nou nie iets wat dit is nie vreemd nie. Ek bedoel, ons het nou gelees of geleer dat hulle probeer om die eiland te beskerm en dis meer, maar ek kan myself werklik nie 'n plek indink sonder honde of enige ander diere wat naby of wat eintlik maar troeteldiere is nie. Waar is Kerseiland? Het jy 'n idee waar dit is? Ek het dan nou net vir jou gesê, nee, ek het nie 'n klou waar dit meer is as 1500 km noord van Wes-Australië. Jy sien mos omdat ek probeer uitpleis het van vir wie gaan jy nou maar wie sal op so 'n eiland wil bly? Ek dink dit is ook 'n kortstondige. Is dit navorsers en so vir daar bly of wat dink jy? Kerseiland, ek weet nie. Dit kan wees. So dit is die sogenaamde Christmas Island. Dalk is 'n bietjie meer mense weet dan nou waarna mens verwys, maar ek dink maar net op die einde van die dag is dit vir my tog wonderlik, al is dit so 'n bietjie van 'n is my so bittersoet. Ja, dis baie mooi, maar goed, ek dink dit Shiloh verskaf vreugde. Ja, sy doen en ek meen obviously met haar agtergrond en sy's 'n opgeleide hond en goeters, dink ek sy het regtig so deel van die gemeenskap geword. Ja. Ek weet jy was nou die voorstander wanneer dit nou by revues en mondelinge praatjies en hardop voorlees kom en so by skool. Het jy ooit enige wetenskapskoue deelgeneem? Ek het nie, nee, ek dink ek het hopeloos te min van chemie verstaan.
anders het ek dalk gaan deelneem. Fisika was lekker geweest, maar chemie was Elsa, vir my 'n nagmerrie. daar's een sentiment wat ek en jy deel wanneer dit by die wees gekom het by die vakke wiskunde en wetenskap, dan het ek ook so 'n bietjie van die bus afgeval. Manne ja, ek het 'n baie lekker storie wat ek met jou wil deel. 'n Buitengewone talent vir wiskunde en die trots van Limpopo. Ja, dis so. Het hierdie dame 'n 17-jarige Karabo Mpuru van Lebo Wakgoma, Suid-Afrika se vlag na die Taiwanese internasionale wetenskapskou gevat, of sy gaan dit daarheen neem. Dit het alles begin toe sy as graad 10 leerling per toeval 'n gesprek van haar fisika onderwyser oor wetenskapprojekte hoor. Sy het daarna met haar eie navorsing begin, wat tot haar projek gelei het, naamlik Finding the Constant Difference in an Arithmetic Sequence. Dis al klaar vir my 'n mond vol. Met behulp van die projek ontwikkel sy 2 nuwe formules wat die gemeenskaplike verskil in enige rekenkundige ry kan vind. 'n Hulpmiddel wat leerlinge tyd bespaar, probleemoplossing verbeter en wiskundige grondslag versterk. Alhoewel tans meer in wiskunde presteer, strek haar nuuskierigheid verder van neurowetenskap tot sogenaamde machine learning wat met kunsmatige intelligensie verband hou en selfs kreatiewe rigtings. Haar boodskap aan jong leerlinge: wees veerkragtig en bly eg. Karabo bewys dat met die regte ondersteuning en vasberadenheid jong mense op wêreldvlak kan presteer. Hoe's daai? Trots Suid-Afrikaans. Trots en eg Suid-Afrikaans. En ek hou van haar boodskap: wees net eg. Ja. En jy weet, 'n ou moet 'n dryfkrag in 'n ou hê. Ek dink as jy eg bly, dan behou jy daai nederigheid ook. Definitief. En ek dink ons het die afgelope tyd nogal baie te doen gekry met jong mense in Suid-Afrika wat werklik op wêreldvlak kan presteer. Dis 'n Ja. wonderlike gedagte. Dit gee vir 'n ou soveel hoop, nie net vir 'n jonger generasie nie, maar ook, ek meen, vir Suid-Afrika. Ons is die innoverende land, ons is die planmakers, en soos wat hulle ons maar altyd sê, 'n boer maak 'n plan, maar vir elke boer is daar 'n vrou wat klaar 'n plan het. Ja. Inderdaad so. Ja. Kom ek nou op hier vir julle dames beïndruk vanmôre. vanoggend. Kyk met al die Ek het verkeerd wysheid. gestap of iets nie, maar ek het maar net gevoel ek moet dit net vir jou sê. Maar Karabo, baie geluk man, dis nou 'n Baie wonderlike geluk van goeiemôre, good morning se Ja. kant af. En weet jy wat vir my ook uitstaan van hierdie spesifieke storie? Sy het per toeval 'n gesprek gehoor Ja. van haar fisika onderwyser en ek dink dit beklemtoon weer eens die rol wat onderwysers speel. Ek het ook 'n fenominale wetenskapjuffrou gehad. Sy is ongelukkig oorlede. Maar ek bedoel, as ek moet terugdink aan haar en die hoeveelheid moeite wat sy gedoen het, juffrou Anne-Marie Strydom, dan sou ek waarskynlik dit ook oorweeg het om aan 'n wetenskapskou deel te neem. Dis interessant hoe mense altyd jou onnies sal onthou. Ja. Dis of een van die coolste onnies of die kwaaiste onnies. Ja, sy was soos 'n tweede ma vir my gewees. So, Jy sien, dit missel. maak 'n verskil. Ja. So die punte het ook eintlik geblom. Nou dat jy gesê het jy nie baie van die fisika gehou of die chemie gehou nie, maar Ja, fisika was lekker. Newton se wet en so aan, jy weet. Momentum, dit wat met spoed te doen gehad het. ek gaan nie nou teruggaan nie want dit is 'n bietjie lank terug vir my, maar goeiemôre as jy nou eers by ons aangesluit het. Gaan die dinge wiskundig raak, gaan ons dit interessant vir jou. Inderdaad gaan ons. Bly ingeskakel, net hierna gesels en kuier ons verder. Kry jy ook so lank vir jou nog 'n koppie koffie en dan kuier ons verder. Goeiemôre.